Die ark van die verbond en God se teenwoordigheid by sy mense. Wat sê dit van Jesus en wat sê die verbondsark vanoggend vir my en u? Vir Israel was die ark nie net bloot 'n godsdienstige item nie. Dit was 'n sigbare teken van die teenwoordigheid van 'n onsigbare God. Met ander woorde, dit is die plek waar God met sy volk ontmoet het. As ons kyk na die verbondsark, was dit nie net iets wat Moses uitgedink het nie. Die ontwerp het hy self van God ontvang. Waarvan was die ark gemaak? Dit is nie net sommer iets saamgestel nie. God het 'n doel daarmee gehad en waarvan was dit gemaak? Die verbondsark was van akasiëhout gemaak. Die boom het natuurlike olies gehad wat dan die insekte weggestoot het. Met ander woorde, dit was 'n digte hout en daai hout het nie verrot nie. En die belangrikheid daarvan is dat teoloë gaan en hulle gebruik daardie hout al lankal. Hulle sien dit as 'n skadu wat wys na die Messias toe. Met ander woorde, hulle sê, as jy daarna gaan kyk, Christus was totaal mens, sonder korrupsie, sonder sonde. Daardie hout moes heeltemal bedek geword het met goud. Dit was binne en buitekant bedek met daai goud. Goud het die goddelikheid voorgestel, maar die deksel wat opgekom het was van soliede goud. En het bekend gestaan as die versoendeksel. So daai hele deksel wat op daai ark gekom het, was die genadestoel, dis waarvoor dit bekend gestaan het. Binne in die ark was die kliptafels van die wet, die 10 gebooie. Met ander woorde, die wet is daar binne, en ons weet geen mens kan hy wet onderhou nie. Dit was 'n aanklag van 'n skuldig bevinding in klip in gegraveer is. Maar een keer 'n jaar is daar bloed op die versoeningdeksel gesprinkel. Maar 'n offer wat vir die mens gegee word wat die sonde bedek. Daar was ook 2 ander items in die ark gewees. Die goue kruik met manna en die staf van Aaron. 3 getuies. Die wet wat veroordeel, die manna wat onderhou en die staf wat God se keuse van middelaar aandui. In die allerheiligste van die tempel, dis waar die ark geplaas was. Dit openbaar God is heilig. Koning Dawid wil hierdie ark na Jerusalem toeneem. Die osse struikel en Isa steek sy hand uit om te keer. En wat gebeur? Onmiddellik is hy dood. God het spesifieke voorwaardes gegee en hulle was nie gehoorsaam daaraan nie. God het gesê hoe hierdie ark gedra moet word. Hulle het dit oortree. Besef ek en u wie God is. God is barmhartig. En hierdie is so mooi. God is barmhartig. Op die ark kan ons al God se barmhartigheid sien. God se genade kan ons sien duisende jare terug. Bo die wet was die versoendeksel. Tussen die wet wat veroordeel en God wat oordeel, het die bloed van versoening gestaan. Die ark het die evangelie baie duisende jare al verkondig. Genade dek die oordeel. Hoe die ark na Jesus Christus verwys. Kom ons kyk daarna. Die ark was 'n skaduwee. Dit was 'n skaduwee. Christus is die realiteit. En daarom het ons nie meer 'n ark wat ons moet op ons skouers dra nie. Christus is die ware teenwoordigheid van God. Johannes 1:14, die woord het vlees geword en onder ons getabernakel. Jesus is God wat by sy mense woon. En Jesus is die ware versoendeksel. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Die wet veroordeel my. Die wet maak my skuldig. Maar daar's versoening. En Jesus Christus het daai versoening gebring. Jesus is daai versoeningsdeksel. Die bloed van Jesus volbring wat die bloed van die ark net kon simboliseer. En daarom kan ek en u vanoggend sê, hy is my versoendeksel. Jesus is die ware brood van die lewe. Die manna het na hom gewys. Jesus is die ware hoëpriester. Hebreërs 10, 9-11. Die heiligheid, die versoening, die verbond word in Jesus vervul. Wat die ark vandag vir ons as Christene beteken. Op die dag van die uitstorting van die Heilige Gees, het die Here self in ons kom inwoon. Hy woon in my en u. God is in ons. Ons het sy heilige tempel geword.
Die Here sê, ons dra God se teenwoordigheid in ons harte. 1 Korintiërs 6:19 Of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Die teenwoordigheid wat eens bo op die ark gerus het, woon nou binne elke gelowige. Ons kom deur genade. God is barmhartig. Die ark leer ons dat die wet veroordeel, maar die genade bedek. Ons sondes word bedek en God kyk na ons deur die bloed van Christus vanoggend asof ons nog nooit gesondig het nie. As ons daarna kyk, sien ons God is nie gewoon nie. God is nie 'n gewone God nie. God is nie 'n afgod nie. Aanbidding is nie vermaak nie. Heiligheid vanoggend is nie opsioneel nie. En ons moet vandag dis die heiligheid en eerbied terugkry. God is nie 'n maatjie nie. God is 'n heilige God en mag ek en u opnuut dit weer terugkry. Ons word gelei deur God se teenwoordigheid in elke seisoen. Mag u vandag gelei word deur God. Hy lei ons na 'n nuwe lewe, 'n ewige koninkryk, 'n veranderde lewe. Ons is nie alleen nie. Ons het die Heilige Gees in ons. Soos wat die ark daar was en God die teenwoordigheid daar was, is God vandag in ons en by ons. Die verbondsark is 'n herinnering. As 'n herinnering van wat ons ontvang het in Christus Jesus. Christus is teenwoordig. God is by ons en ek en u moet in die Gees wandel. God is met ons. God is vir ons en God is in ons. Amen.